Hartlike goeiemôre van my kant af, weer eens 'n voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Hierdie is dan die Kuifkop houtkapper en daar is nogal 'n redelike groot verskeidenheid van kosse wat hulle sal eet. Hulle sal enige vrugte eet, selfs insekte, eiers van ander voëls, klein reptiele en dan ook klein muise. Hulle is nogal baie lief vir slakke, so dit is moontlik dat dit 'n goeie voël is wat 'n ou dan ook in jou tuin kan hê as jy 'n probleem met slakke het. Hulle kom redelik voor in Afrika en in besonder dan ook Suid-Afrika, waar hulle ook gewoonlik dan enkel of in paartjies voorkom en hulle maak hulle teenwoordigheid baie goed bekend met daardie lang tril geluid wat hulle dan ook gee. Net so wanneer dit kom by die dinge van die Here, as die woord van die Here sê, die Here Jesus Christus het gekom om vir ons lewe en oorvloed te gee. Johannes 10 vers 10, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ons weet hoe die Satan dan ook probeer mense se lewens te vernietig en mense weg te hou van die Here af, is maar net soos wanneer daardie persone inkom en onder kudde inkom en daardie skape uitmekaar jaag en dan hulle slag en wanneer daar verwoesting onder daardie kudde dan ook inkom. Maar wanneer die Here Jesus Christus gekom het, het hy juis gekom dat hierdie mense lewe kan hê en dit nie net in lewe nie, maar ook in 'n oorvloedige lewe wat hy dan ook vir ons beloof. Die probleem is dat elke mens in sonde ontvang en gebore is. Ons is geestelik is ons dood, soos daar in Esegiel 37, toe Here vir Esegiel daar tussen daardie dooie beendere laat deurloop, en hy vra vir hom of daardie bene lewendig kan word. In Esegiel 37 vers 3, toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, u weet dit. Met daardie wonderlike wete, Here, u weet, hierdie bene kan lewendig word. U is by magte om dit lewend te maak. Vers 5 sê, so spreek die Here, Here, tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En weet ons ook hoe daardie bene elkeen as sy eie na gekom het en hoe daardie bene by mekaar gekom het, sêlings daaroor, en later ook, toe sê hy profeteer, dat daar gees ook in hulle kan kom, en so het hulle lewende siele geword. Die Here Jesus Christus is by mag om ook daardie lewe vir u en vir my dan ook te gee. As ons net glo en vertrou dat die Here daardie werk ook vir my kan doen, waarlik sy wonderlike genade te mag ervaar en sy lewe wat hy met ons wil kom deel. Deur wedergeboorte kom hy en gee vir my daardie nuwe lewe. Romeine 5 vers 12 sê vir ons dat ons geestelik dood is. Daarom soos deur een mens sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Niemand kan hulle verontskuldig en sê, maar ek is nie geestelik dood nie. Ek is van kindsbeen af, is ek gered. Dit is onbybels en onwaar, want die woord van die Here sê, ons almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. En juist daarom het die Here Jesus Christus gekom. Romeine 5 vers 15 sê, maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Deur sy kruisdood het die Here Jesus Christus het moontlik gemaak dat daar ook lewe vir u en vir my kan wees. Romeine 5 vers 17 sê, want as ten gevolg van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Weereens maar verwysing, deur Adam waar daar die dood ingetree het, maar deur die Here Jesus Christus wil hy vir ons lewe kom gee. En ek wil vir u kom vra, het u al daardie geestelike lewe ontvang deur wedergeboorte, dat u vandag weet, u is waarlik kind van die Here, dat u vandag gewas is in die bloed van die lam, en dat u waarlik kind van die Here is. Mag die Here genade skenk, as u dit nog nie gedoen het nie, dat u voor hom sal buig. Kom ons bid saam.
Here, dankie vir die oorvloedige lewe wat U vir ons wil gee en dat elke mens dit ook mag smaak wat deur U gewederbaar word en dat U kind gemaak word. Amen.